vir julle. Ek het so twee stemgrepe terug gesê, ek het 'n werk vir die manne wat en die dames wat agter 'n rekenaar sit heeldag of in 'n kantoor opgeskeep sit, en nie noodwendig buite kan wees om sekere goed te verrig nie. Veral in nou se tyd, jy weet, daai tyd gaan jy nou nie 'n keuse hê nie, jy gaan nou maar 'n buitemens word. Maar ek dink daar's nog steeds 'n werk wat julle gaan moet verrig en wat ek dink is baie belangrik. En ek dink is ietsie wat ons terug kan vat in ons eie geskiedenis. Julle kan maar gaan self opsoek as julle wil. Daar is sekere getuigskrifte wat geskryf is in die tyd van die groot trek. As julle vat die goed wat gebeur het in die twee vryheidsoorloë, ons hele geskiedenis, soos wat hy opgeteken staan, is opgeteken deur 'n verskeidenheid van maniere en mense. En ek dink is belangrik dat ons hierdie konsep nie verloor nie, veral in die tyd wat ons gaan deurgaan. En ek dink daar moet maar, jy hoef nie 'n skrywer te wees nie, maar ek dink is belangrik om wel dit maar op papier te kan sit, wat met jou gebeur en jou klein storieetjie te kan vertel oor hoe jy alles oorleef het. Ek dink dit gaan baie belangrik wees op die einde van die dag. En ek dink is ook belangrik om dit wel te doen vir die nalatenskap vir ons, jy weet die geslag wat na ons kom. Want weer 'n keer so, dis baie maklik en is 'n baie waar sê ding. Jy weet die wat nie hulle geskiedenis ken nie, is gedoem om dit weer te herhaal. Dit is maar net die reine waarheid. Gaan kyk na ons eie geskiedenis, dit het al meer as een keer gebeur. Die aanval en die goed waarmee ons sukkel, het nog nooit verander nie. Vandat ons aan hierdie suidpunt van Afrika geland het nie. So ek dink is baie belangrik om te besef, daar is ruimte en daar gaan plek wees vir mense, om ons goed wat vir ons voorlê, op te teken, en jy weet, te bewaar, vir die toekomstige geslagte. Laat as hulle hopelik waarde daaraan dra, en het wel bestudeer, laat hulle nie weer dieselfde foute maak, as wat ons nou gemaak het, en opeindig waar ons nou is nie. En dit is maar my grootste hoop, en gebede, vir die toekoms van ons kinders, en hulle kleinkinders, ensovoorts. So ek dink is belangrik, so mense, julle wat onseker is, of voel, hoorie, maar ek het nou nie 'n manier wat ek weet om enigiets te doen wat prakties georiënteerd is nie, maar sit my agter 'n rekenaar en ek kan 'n plan maak, byvoorbeeld. Jy gaan 'n werk hê, en ek dink is belangrik, jy gaan hierdie goed dikteer en bymekaar maak en bewaar. En ek dink is baie, baie belangrik. Ek dink is ook weer maar ietsie wat ons baie keer verbykyk, en nie altyd besef, jy weet, wat is die belangrikheid daarvan nie. Jy weet, ons moet maar sorg dat ons daai werkie doen. En ek dink dit is op die einde van die dag, soos wat ek nou maar sê, dis nou daai manne wat, soos wat ek sê, wat nou maar half bekommerd is, dat hy is nou nie noodwendig prakties aangelê nie, en hoe gaan hy nou regkom in hierdie prakties georiënteerde lewe wat vir ons voorlê? Moenie bekommer nie. Jy gaan 'n werkie hê. En al is dit dan nou om in 'n mate van of 'n mens dit nou so eenvoudig kan stel, dat jy nou maar 'n geskiedskrywer word, om ons te help onthou wat met ons gebeur het, en om seker te maak dat ons nie dieselfde foute weer herhaal nie. Dan is dit so. En ek dink is belangrik om dit te doen. Ons het baie gemaklik geraak in vandag se tye, jy weet, daar's nuus en daar's 17,000 plekke waar jy jou nuus kan kry, of dit nou online, offline, onderline, onder the line, op the line, wat ook al line dit nou is. Jy weet, dis hoe ons nou is. Ons is gemaklik met dit. Maar ek dink ons moet onthou om daai vermoë te behou, om wel ons klein ou stukkie storie te kan vertel, van hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het, hoekom het jy, glo jy, het jy dit gemaak, waar ander ouens, familielede, vriende, dit dalk nie gemaak het nie. En ek wil regtig hê, die wat luister na hierdie boodskapie vandag,
neem dit in harte en sorg maar dat jy vir jou ou boekie kry wat jy kan inskryf of jy nou 'n man of 'n vrou of 'n kind is. OK julle, lekker dag, bye.